Goeiedag en welkom by Ken jou regte op Fynbos Radio in samewerking met Johan Cronje Prokureurs. My naam is Franco Creer en vandag deel ek graag met alle luisteraars hoe ons die administrasieproses van bestorwe boedels kan vergemaklik en wat die gevolge kan wees indien die relevante partye nie hul pligte nakom nie. Vir die doeleinde van vandag se praatjie vermy ons die onderwerp van die aanstelling van die eksekuteur en hoe hierdie proses verloop en fokus liewer op die verpligtinge van die eksekuteur en erfgename. Ons kan begin deur behoorlik insig te kry tot die rol van die eksekuteur en hoe erfgename hulle kan bystaan. Die eksekuteur is persoonlik toerekeningsvatbaar aan die meester van die Hooggeregshof en moet onpartydig optree volgens die bepaling van die laaste wil en testament van die oorledene, sowel as enige relevante wette. Erfgename moet besef dat die eksekuteur nie kan optree volgens hul verbale instruksies wat teenstrydig is met enige bepaling van die wetgewing nie, sowel as die testament. Enige vervreeming van die boedelinhoud voordat die meester dit goedkeur, sal 'n ongeruimdheid wees. En erfgename hoort nie sodoende druk op die eksekuteur te plaas nie. Enige kommunikasie aan die eksekuteur moet ook verkieslik in 'n formele, respekvolle manier op skrif geplaas word. Verder kan die eksekuteur net hul pligte uitvoer in sover die nodige inligting en dokumente stiptelik en akkuraat verskaf word deur die relevante partye. Dit sluit beëdigde kopieë in van ID-dokumente, trou- en of egskeidingssertifikate, bank- of beleggingsrekeninge, titelaktes, aandelesertifikate, polisse, skuldoorsake ten gunste van of teen die oorledene, sowel as enige korrespondensie en rekeninge aan die oorledene gerig na afsterwe. Dit kan ook die eksekuteur se werk vergemaklik indien die kontakdetails verskaf word vir enige persone wat finansiële of ander relevante dienste aan die oorledene verskaf het. Indien enige van die voorafgenoemde inligting of dokumente ontbreek, kan dit ernstige gevolge inhou vir die nakoming van die eksekuteur se pligte, aangesien alle bates en laste van die bestorwe boedel noukeurig saamgevat moet word. Dit kan lei tot herhaalde queries deur die meesterskantore, sowel as vertragings in die verspreiding van erfgename se nalatenskap. Dit kan ook dikwels gebeur dat die waardasie van eiendom of bates 'n uitdaging stel. Verseker dat die eksekuteur genoegsame toegang het tot die relevante eiendom of bate om hierdie inligting vas te stel. Dit is ook 'n wyse idee om dispute rakende die besit of gebruik van hierdie items te vermy of in goeie gees te medieer. Soos voorheen na aanleiding gemaak, is dit belangrik dat daar nie druk geplaas word op eksekuteurs om vroegtydig betalings of vervreemings vanuit die bestorwe boedels te maak nie. Krediteurs moet die nodige tydperk geniet om hul eise te bring teen die boedel, sowel as die feit dat die finale likwidasie en distribusierekening by die meesterskantoor ter insaam moet lê vir inspeksies en queries deur enige belangstellende partye. Het is belangrik dat die oorledene se naasbestaandes die eksekuteurs help om uitstaande skuld of rekeninge op te spoor om enige besware daarteen te voorkom. Dit is ook dikwels die geval dat die eksekuteur moet trant hou met korrespondensie vanaf menigte erfgename en ander partye wat dikwels lei tot deurmekaar en teenstrydige instruksies. In hierdie verband kan dit raadsaam wees om 'n woordvoerder aan te stel wie namens die familie en belangstellendes kommunikeer met die eksekuteur en sover moontlik alle korrespondensie deur 'n enkele amptelike kanaal te laat vloei. Erfgename moet ook seker wees om so gou as moontlik gehoor te gee aan die eksekuteur se versoeke vir toestemming of handtekeninge
soos goedkeuring van die likwidasie- en distribusierekening, erfgename se aanvaarding van voordele vanaf die bestorwe boedel, en praktiese reëlings, soos die ondertekening van spesiale volmagte om eiendomme oor te dra. Met betrekking tot finansiële reëlings is dit belangrik om te verstaan dat krediteurs nodige uitgawes en fooie uit die positiewe balans van die boedel betaal sal word voordat erfgename enige voordeel daaruit sal geniet, en dat besware in hierdie opsig slegs die boedel sal vertraag tensy hierdie valuasies en kostes onredelik is en sodoende bewys word. Konflik en dispute tussen familie, verskeie erfgename en ontstelde partye wie geen voordeel geniet nie, is dikwels een van die hoofoorsake van boedeladministrasie vertragings. Onthou om altyd konflikte tussen mekaar of met professionele hulp te medieer voordat litigasie oorweeg word, wat slegs almal se tyd en geld gaan mors en onnodige drama tevore sal bring. Aanvaar wetlike testament of statutêre erflatings, tensy daar oop en blote bewyse is van ongeldigheid of onbehoorlike invloed. Maak laastens seker dat die eksekuteur se pligte om boedelsake behoorlik af te sluit vergemaklik. Erken ontvangs en aanvaarding van betalings of bates so gou as moontlik in skrif en hou dokumentêre bewyse van ontvangs en oordragte waar nodig, indien queries later sou opduik. Die Suid-Afrikaanse regspraak is vol voorbeelde van vandag se onderwerp. Een van hulle is die saak van Beekman teen Pieterse, nomina efficio as eksekuteur en andere, wat aangehoor was in die Kaapstadse Hooggeregshof in 2024. Hierin was die eksekuteurs van 'n boedel verwyder vanuit hul rol deur las van die hof, omdat erfgename vroegtydig klagtes gerig het en met genoegsame bewyse rakende die wanadministrasie van die boedel en botsings van belange deur mede-eksekuteurs tevore gekom het na die meesterskantore en ander relevante partye. Ons kan ook kyk na sake waar onbehoorlike optrede deur erfgename gelei het daartoe dat hulle nie hul erfporsie kon ontvang nie, in lyn met die gemeeneregsbeginsel "de bloedige hand neem geen erf", wat ook tot siviele sake toegepas kan word. 'n Goeie voorbeeld is die saak van Pillay teen Nagin, aangehoor in die Durbanse Hooggeregshof in 2001, waar die respondent nie sy erfporsie kon ontvang nie, aangesien hy die laaste wil en testament van die oorledene probeer vervals het, om sy erfporsie te vermeerder. In soortgelyke sake was ook genoteer deur die hof, dat 'n erfgenaam se reg tot hul erfporsie, as hulle andersins die behoorlike administrasie van 'n bestorwe boedel onwetlik probeer dwarsbalk het, soos om onbehoorlike invloed op sekere ander partye uit te oefen, om voordeel te ontvang, of om aan onregmatighede aan te hits, dit hulle kon diskwalifiseer. Daarmee sluit ons af met vandag se weergawe van Ken jou regte. Volg gerus die wenke in vandag se praatjie deurgegee, en die administrasie van die geliefde se bestorwe boedel sal stroopglad verloop. Baie dankie vir die tyd en aandag vir nog 'n uitsending. Gaan besoek gerus Johan Cronee Prokureurs en Eiendomme se webtuiste of Facebookblad vir nog behulpsame brokkies inligting of vertroubare regsadvies. Geniet die dag en tot volgende keer toe. Radio Fynbos.